Skolesport in Suid-Afrika is werklik die spil waarom die meeste ouers en sportondersteuners se gesprekke en se lewens draai. Dink maar net aan hoeveel ure word langs die sportveld spandeer, hoeveel koelbokse vol kos word gepak, hoeveel kampstoele of paviljoenkussentjies word aangery, week na week, uitgelaai, opgeslaan, afgeslaan en weer teruggery. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Dit hang natuurlik af wanneer jy na hierdie uitsending kyk. Ek is Marissa Smith en ek, liewe kykers, nooi julle uit, kom speel saam. Na 22 jaar in die onderwys, ontelbare hoeveelhede sportbijeenkomste, waaronder atletiek, netbal, sagtebal, rugby, cricket, hokkie en selfs swem, waarby ek al betrokke was, is die geleentheid nou hier om op 'n meer amptelike wyse daaroor te gesels. En so is Kom Speel Saam gebore. As kommentator by atletiek byeenkomste en swemgalas, netbal en sagtebal afrigter, ek is 'n netbal skeieregter, en weet ek hoe almal eintlik wil saamgesels, so hier is nou julle kans. Gaan subscribe asseblief hierdie op die kanaal, sodat julle meer keer kan saam kom speel en saamgesels, of gaan volg ons op Instagram of op Facebook. So die gewildste skole sporte in Suid-Afrika is, soos ons almal weet, rugby, netbal, cricket en hokkie. Ek weet tennis en atletiek, waterpolo in die hoërskole, selfs deesdae fietsry, veral bergfietsry, is groot om nie van golf en tot tafeltennis te praat nie. Maar net om almal op hoogte te bring, voordat ons fokus op 'n bietjie minder bekende sport, gaan ons gou loer na die afgelope rugby, netbal en hokkie seisoen se uitslae. Ek lig graag vir julle die volgende spanne van die onderskeie sportsoorte uit, veral dan met die fokus op die eerste spanne. Baie interessant, al hierdie skole se laarspanne het net so goed gedoen en ons sal 'n hele episode daaraan kan wy om dan net die uitslae van hierdie sporte te kyk. Intussen, as jy verder wil gaan oplees oor dit, is jy ook welkom om op www.saskolesport.co.za te gaan om verdere inligting te gaan lees. Nou, ek weet daar's nogal 'n paar pappas, veral, wat vreeslik op statistieke is, so dit is 'n interessante kommentaar wat julle ook daarso sal vind. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na die afgelope jaar se netbal en hokkie en rugby seisoene van die onderskeie hoërskole. Hier in Gauteng weet ons natuurlik almal, is dit maar altyd 'n groot geveg tussen Afrikaanse Meisieskool Pretoria en die Hoërskool Menlo Park, as hulle wil beklei oor wie is nou werklik waar die netbalkampioene. En jaar na jaar is dit regtig waar 'n witblankryery. So wanneer ons kyk na hierdie jaar se finale netbal uitslae van die hele land, na afloop van die ESA's wat plaasgevind het, was dit wel nie 'n groot verrassing dat Parel Gym se meisies se eerste span die topskool in die land was nie. Hulle het 38 wedstryde gespeel die afgelope jaar, 38 netbalwedstryde vir die eerste span meisie van 16, 17, dalk 18 jaar oud, is baie. En daar is natuurlik eindelose oefeninge en eindelose oefenwedstryde wat glad nie eers hierby in berekening gebring is nie. So Parel Gym het nou as die wenners weggestap met Help Mekaar in die tweede plek. Help Mekaar het slegs 27 wedstryde gespeel. Nou as ek sê slegs 27, dan bedoel ek, daar is ander skole so Stellenberg. Stellenberg het byvoorbeeld 60 geëindig in die land, maar hulle het 'n allemintige 42 wedstryde in hulle eerste span rokkies gespeel, wat vir my amper bietjie onregverdig is om dan die twee spanne te vergelyk. 27 teenoor 42 is nogal heelwat en heelwat kon in daardie verskil gebeur het. In die derde plek was Afrikaanse Meisieskool, nadat hulle die afgelope 3 jaar as kampioene uit die stryd getree het hulle met 'n jong span 'n paar stywe bulte geklim hierdie jaar, so 'n derde plek was glad nie te versmaai nie. In die vierde plek het ons vir Durbanville gehad, en dan 5de Parel Girls High. 'n Skool soos die Hoërskool Menlo Park was byvoorbeeld 8ste, en wanneer 'n mens dan kyk na Oranje meisies in Bloemfontein, hulle het 12de geëindig en Garsfontein 14de. Nou, wat interessant is van hierdie inligting,
is ons het ongeveer 142 hoërskole se inligting gekry en daar is nie net 142 hoërskole in Suid-Afrika wat netbal speel nie. So dink net 'n bietjie as ons verder gaan en ons gaan kyk na selfs van die sogenaamde township skole en skole wat glad nie eers geregistreer het om hulle inligting in te stuur nie. Hoe interessant sal die statistieke nie dan lyk nie. Wat dit baie duidelik wel vir ons wys, is dat netbal in Suid-Afrika se toekoms baie blink lyk. En as netbal Suid-Afrika dit gaan regkry om hierdie speelsters te behou en meer ernstig aandag kan gee ten opsigte van kontrakte vir hierdie speelsters, want onthou baie van hulle, dink 'n bietjie aan ons vorige Protea kaptein Bongi Msomi. Sy het eers op 15 begin netbal speel, nadat iemand vir haar 'n paar tweedehandse tekkies aangebied het, terwyl sy langs die veld gestaan het om te kyk hoe die ander oefen. So is 'n stukkie talent raak gesien. So dink net as ons met kontrakte en 'n toekoms in netbal meer speelsters kan bereik, hoeveel sterker sal ons netbal nie wees nie. Terloops, die onder 19 of die Baba Proteas speel die van komende naweek, hulle is reeds op pad soontoe, speel hulle in die World Cup, die Wêreldbeker in Gibraltar. So volg dit gerus op SuperSport. Dit gaan baie interessant wees. Daar word baie van ons jong Baba Proteas verwag. Nou, kom ons beweeg gou aan na die rugby. Rugby bly maar 'n interessante storie en kyk, dis lankal nie meer net pappas wat entoesiasties is langs daai veld nie. Ek het die voorreg gehad om Afrikaans vir Seunskool en Grey College se wedstryd hierdie jaar te beleef. En ek sê beleef, want dit is absoluut 'n belewenis. Dit is definitief nie net die pappas daar wat skreeu nie, moet nie die mammas vergeet. Langs die veld wat soms harder skreeu as die pappas, of selfs die oumas en oupas met 'n baie ernstige opinie oor die saak. En ja, soos in enige rugbywedstryd, loop die skeieregter elke keer maar deur. Nou ja, wanneer ons kyk na die rugbyspanne, dan was dit Parel Boys Haai wat op die ou end met die laure weggestap het. Hulle Parel Gym was tweede plek, Grey College van Bloemfontein derde, Afrikaans vir Seunskool Pretoria 4de en Parel Roos Gimnasium 5de. Nou vir my was hierdie statistiek bietjie meer regverdig omdat al 5 hierdie spanne tussen 15 tot 17 amptelike liga wedstryde gespeel het of wedstryde gespeel het wat na hierdie statistiek toe gestuur is. So dit voel vir my dit was meer op 'n gelyke vlak gewees waarna die statistiek gekyk het, want daar is wel skole wat dan heelwat meer gespeel het en dan byvoorbeeld 'n skool soos Help Mekaar het heelwat meer wedstryde gespeel, maar hulle hele totale punte wat hulle bereik het, is heelwat minder gewees in elk geval algeheel as hierdie 5 topskole. Wat baie interessant is van die rugby, is wel dat daar statistieke uitgekom het, sou hulle al die rugby spanne kombineer, die uitslae kombineer. Nou ek sê altyd, vir my voel dit, mense kyk mis, wanneer ons na 'n derby dag kyk. Soos, kom ons kom terug na Seunshoor en Grey College in Bloemfontein. So, al Seunshoor se spanne, of meeste van Seunshoor se spanne het die dag gewen, maar omdat die eerste span gewen het, was die gevoel, ag nee, Grey het gewen. En dit is nogal hoekom dit vir my so interessant was, toe ek hierdie statistiek kon vind, dat wanneer hierdie skole se spanne gekombineer, hulle uitslae gekombineer is, vanaf onder 14, onder 15, onder 16 en dan onder 19, slegs onder die A-spanne of die eerste spanne, dan is Affies of dan Afrikaans vir Seunskool, hulle lê dan eerste, Parel Gym tweede, Grey College steeds derde, Paul Roos vierde en dan skuif Boys Haai, Parel Boys Haai af na 'n 5de plek. Interessant, nê? So partykeer dink ek moet mense onthou, want daardie ouetjies op onder 14 vlak wat hulle harte uitspeel, want hulle wil eendag in die eerste span wees. So kom ons gee 'n bietjie vir hulle ook die krediet wat hulle toekom. By die rugby was dit vir my ook interessant om te sien. Daar was ongeveer 203 skole se statistieke beskikbaar. So 'n skool soos byvoorbeeld Dirkie Uys in die 203de plek in die land. En om te dink, dis nie al die skole wat rugby speel nie. Weereens, as 'n mens gaan kyk na veral byvoorbeeld die Oos-Kaap. Wanneer 'n mens in die Oos-Kaap se landelike gebiede rondry, dan sien jy soveel rugbyvelde
handgemaakte rugbypale, selfgemaakte rugbypale, net soveel as wat jy sokker doelnette sien. So ek dink net weer eens as 'n mens op daardie plekke, daardie oudjies kan bereik, wel deesdae die meisies ook, as ons nou dink aan hoe mooi het die vroue rugbyspan gespeel nou in die wêreldbeker, dan is daar soveel diepte en talent in Suid-Afrika wat nog ongun kan word. Dit is regtig waar, ek dink daar behoort natuurlik mense te wees wat juis na daardie landelike gebiede toe gaan, nie na die groot skole toe gaan nie, en ook bietjie gaan vir talent gaan soek. Nou, vinnig net voordat ons aanbeweeg na die hokkie, wil ek net sommer verduidelik, oor die cricket gaan ons nie nou so baie aandag gee nie, aangesien die cricket sy seisoen anderster omwerk. Die cricket seisoen werk baie soos die internasionale seisoen, so hulle is reeds nou besig met hulle volgende 2025-2026 seisoen, die hoërskole nou. Die laerskole is nou sopas klaar met hulle cricket, en hulle is nou byna by die uitspele, maar die hoërskole spesifiek, hulle begin nou met hulle volgende seisoen, so hulle seisoen loop dan nou tot Maart 2026. So die uitslae wat ek het, is tot en met 10 Maart 2025 gewees, waar die top 5 skole vir eerste span seuns cricket, Rondebosch was in die eerste plek, in die tweede plek Afrikaans vir Seunskool, in die derde plek Bishops, vierde plek Garsfontein en in die vyfde plek Kes. Nou mense nou weer eens dink, 'n skool byvoorbeeld soos Menlo Park, wat baie bekend is vir hulle cricket, dat hulle bietjie hoër op die ranglys sou wees, en niks slegs bedoel teenoor hulle nie, dis net interessant om te sien watter skole werklik waar op die ou ende deurtrek, en watter punte dan toegeken word aan die onderskeie skole se spanne. Weereens natuurlik, kyk 'n mens ook na die laerspanne, en hoe hulle vaar. Nou by die cricket, baie meer Engelse skole wat geregistreer is op die inligting, so daar was ongeveer 117 skole se inligting wat ek kon bymekaar kry. Nou, dogters hokkie, hokkie is vir my altyd ek wil amper sê so 'n lekker willeperd, want mens weet nooit wat jy gaan kry nie. Eendag is 'n hokkiewedstryd, mag ek sê vervelig, en die telling is 0 elk of 1-0, en ek weet dit gaan absoluut aan oor verdediging, en hoe die mense hulle spel beheer, veral teen 'n sterker span. So nee, vervelig is dalk nie die regte woord nie, maar 'n ander dag kry jy weer 'n hokkiewedstryd met 'n 9-0 telling, en dan is dit regtig waar, soos wat hulle sal sê, 'n walkover, maar eintlik was dit 'n ongelooflike akkurate doelskieter en 'n baie goeie aanvallingsplan. So dis dit dat ek sê hokkie bly maar vir my altyd 'n interessante wille enetjie om te beleef en om te kyk. Nou by die dogters hokkie, soos op 25 Augustus 2025, het Renish geëindig in die eerste plek, Parelgym in die tweede plek, DSG in die derde plek en Unisie van Bloemfontein in die vierde plek. Die hoërskool Menlo Park het 6de geëindig en Oranje meisies 7de, en dan 'n skool soos Afrikaans vir Meisieskool eers in die 15de plek. So weer baie Engelse skole wat ook hierso deurkom, en hulle liga wat ook 'n bietjie langer aangehou het as die netbal. So weer eens interessant oor die hoeveelheid skole wat amptelik geregistreer het in die hokkieliga, en ons het ongeveer 152 skole, se statistiek. Nou laasens wil ek net vinnig praat oor die seunshokkie, voordat ons met ons interessante sport oor gaan gesels, en dan die seunshokkie se punteleer op die 25 Augustus was Saks in die eerste plek, Paul Roos Gimnasium in die tweede plek, JP van Johannesburg in die derde plek, Hilton College en St. Stithians. So meer die Engelse manne wat kan hokkie speel. Ek weet ook op hoërskool het ons seunshokkie en dan nou die rugby gehad, en seunshokkie was vir my baie opwindend geweest. Want ja, die telling kan 0-0 wees, maar daar's altyd 'n interessante bekgeveg, om dit so te stel. So ons het ongeveer volle 137 hokkiespanne se inligting beskikbaar gehad. Nou, sport op die veld. So hierdie week val die fokus op 'n sport wat glad nie so sag is, soos wat sy naam wil voorgee nie, en dit is sagtebal. Sagtebal is 'n variant van die Amerikaanse bofbal, baseball, soos wat die meeste mense dit ken, en hierdie sport het in die laat 1800s in Chicago ontstaan.
Dit is wel gebaseer op baseball, maar die spel se reëls, die afmetings van die velde en die toerusting het gewissel, afhangende ook van die geslag van die spelers, hulle ouderdom en ook die beperkte beskikbaarheid van die toerusting. Lang terug het ek 'n stuk gelees dat hulle dit aanvanklik pumpkin ball genoem het. Nou, hoekom pumpkin ball, daar was nooit 'n verduideliking hoekom hulle dit gesê het nie, maar dit het op die ou end die naam sagte bal of softball gekry, na aanleiding van hoe die bal gegooi word. Baseball is 'n boarm gooi, waar sagte bal onderarm deurgooi is. Sagte bal se bal is fisies groter, die kolf is 'n bietjie breër, en dan die afmetings van die veld is 'n bietjie kleiner as die van bofbal. Nou, sagte bal is dan 'n basies soos die sussie van bofbal, en hier in Pretoria is daar verskeie laer en hoërskole wat in die 3de kwartaal veral aan sagtebal deelneem. Sagtebal word reg oor die land gespeel, nie altyd in ewig veel groot mate nie eers naby soveel soos wat ons nou sal statistieke kry, soos byvoorbeeld van die rugby en die netbal en hokkie nie. Maar die sagtebal maak altyd 'n lekker bietjie amok hier aan die einde van die jaar, aangesien die seisoen 3de kwartaal hier van Julie maand af begin, en dan gaan die seisoen aan, weer eens tot so hier by Februarie se kant. Gewoonlik in Desember, aan die begin van Desember is die van die SA's plaas, en dit roteer waar die SA's plaas in. Verlede jaar was dit by Camp Discovery gewees, net so bietjie buitekant Pretoria. Dit was al in Pretoria gewees, dit was al in Natal gewees, was al in die Kaap gewees, so dit werk op 'n rotasiebasis. Nou, hoewel die skole in spesifiek Pretoria en omgewing meer dogterspanne inskryf, is daar seunspanne, en veral op senior vlak kan die manne nogal lekker amok maak. 'n baie goeie vriend van my het baie lank vir Tuks sagtebal gespeel. Later was hy die Suid-Afrikaanse pitcher of gooier gewees, en hy bly ongelukkig nou in Australië, nou dat ek daaraan dink. Maar in elk geval, maar Duncan en sy span het baie goeie sagtebal gespeel, en ek kan onthou ook, sagtebal is so 'n lekker inklusiewe sport. Jy hoef nie die vinnigste te wees nie, jy hoef nie die sterkste te wees nie. Dis 'n vreeslike intelligente wedstryd. So as jy die wedstryd kon lees en jy het die miljoene reëls onder die knie, dan het dit van jou 'n baie lekker sagtebalspeler gemaak. Maar glo vir my, as jy spoed gehad het en 'n klein bietjie krag en jou oog op die bal kon hou, dan kan jy regtig baie goeie sagtebal speel. So die sagtebal liga, die laaste jaar of wat, het hulle dit verskuif van, aanvanklik was die indelings gewees volgens distrikte of in die omgewing, maar hulle het nou die ligas verskuif na krag teen kragspanne. So dit maak die kompetisie nou baie interessant. Skielik oorheers 'n skool soos byvoorbeeld in die laerskoolliga was Laerskool Tygerpoort, Laerskool Skuilkrans, selfs Henopspark en Louis Laaibot was op 'n stadium, dit was die skole om te wen. Hulle het oorheers in hulle liga, dit was elke keer dieselfde ouens wat bo geëindig het, en nou, omdat die distrikte nie meer, hoe hulle die distrikte nou verander het en die liga bepalings nou verander het, en is nou meer krag teen krag, nou kom daar so skole soos byvoorbeeld 'n laerskool daar in die Malan of 'n laerskool Tuine, wat aanvanklik nooit 'n faktor sou gewees het nie, en hulle is skielik nou in hierdie groter, sterker liga, en hulle maak behoorlik amok. En 'n span byvoorbeeld soos Laerskool Tygerpoort, of 'n span soos byvoorbeeld Laerskool Voorpos of Laerskool Valeria, kry nou skielik klein bietjie swaar, want nou is dit nie meer so maklik om deur die liga te gaan sonder verloor en eers by die uitspele bietjie moeiliker kompetisie te kry nie. So dit is nogal vir my baie interessant om dop te hou, en met die uitspele om die draai, gaan dit hierdie jaar baie interessant wees om te sien wie met die laure gaan wegstap. Net so 'n klein kantnota, een van my vriendinne rig sagtebal af by Laerskool Henopspark, en hulle het byvoorbeeld teen Laerskool Tuine 'n wedstryd gehad met hulle onder 10 spannetjie. Dis dierbaar om te sien, maar die onder 10 spannetjie van Henopspark het net gewen teen Laerskool Tuine, en my vriendin sê, hulle kan in alle eerlikheid sê, hulle het absoluut net die span onderskat. In die eerste plek, omdat hulle nie geweet het wat hulle gaan kry nie, en in die tweede plek is hulle so half gewoond, hulle het 'n wenkultuur, en hulle is 'n groot, sterk makroskool van 2000 plus kinders, en hulle kom by hierdie kleiner skool aan, en moet skielik gou 'n bietjie bond staan, om op die ou end hulle wedstryd te kon wen. So, ja,
Sagtebal, super kompeterend. Dalk nie die stres van 'n netbal of 'n rugby nie. Kyk, wat baie lekker is van sagtebal is, jy mag heeltyd praat. Jy as afrigter kan die heeltyd praat. Jy het 'n geallokeerde plek waar jy kan staan en jy mag die heeltyd praat. Jy mag tyd roep en vir die skeieregter wat hulle die blue noem. Jy kan vir die blue vra, skeieregter, hoekom het jy daardie beslissing gemaak of jy teken appel aan op 'n beslissing wat die skeieregter gemaak het. So dit is baie lekker. Die spelers kan die hele tyd ook kommunikeer. Nou wanneer die gooier of dan die pitcher, wanneer sy 'n bietjie sleg doen, kan die afrigter byvoorbeeld tyd roep en met hom gaan praat, of moet hom praat of vir sê verander hierdie tegniek of daardie tegniek pas dit aan. So sagtebal is vreeslik interaktiewe wedstryd en soos ek gesê het nou dit is 'n baie inklusiewe wedstryd omdat jy nie noodwendig die vinnigste of die grootste of die langste of die sterkste hoef te wees nie, maar as jy veral die reëls ken, omdat daar so baie tegniese reëls is, kan jy baie maklike wedstryd nogal in jou rigting swaai, om dit so te stel. Nou, een van die interessante reëls byvoorbeeld in sagtebal is, daar is dan nou die sakke, wat basies jou basisse is, waantoe die speelster hardloop wanneer sy klaar geslaan het. En wanneer jy van jou basis af wegbeweeg, voordat die gooier die bal uit haar hand uit laat gaan het, dan kan 'n afrigter byvoorbeeld vir die skeieregter sê dat daai persoon te vroeg beweeg het, hulle noem dit lead-off, en dan kan die skeieregter daardie persoon, as dit die skeieregter daarmee saamstem, kan die skeieregter daardie persoon uitgee. So sonder dat daar 'n bal geslaan of gevang is, as jy net wakker is en jy ken jou tegniese reëls, kan jy iemand uitkry. So heeltyd baie wakker wees, is baie interaktief en mens gesels baie, maar as 'n mens heeltyd wakker is, dan kan jy op die fyn goedjies oplet. 'n ander reël byvoorbeeld, wanneer die kolwer die bal in die lug gaan opslaan, mag die spelers op die sakke nie hardloop totdat hulle sien of die bal raak gevang is of nie. Maar nou, wanneer jy die bal raak slaan, moet jy hardloop. Dit is nie soos in cricket wat jy kan blok nie. So as daar ook dan nie 'n plekkie is vir die kolwer om na toe te hardloop op 'n oop spasie by sak 1 nie, dan kan sy eie speler basies uithardloop, net soos wat mense in cricket sou doen. En as die bal gevang word, moet al die speelsters wat op die basisse was, op die sakke was, terugbeweeg na waar hulle gegaan het. Anders kan hulle ook uitgehaal word. So maklik met een bal kan mens maklik 3 tot 4 mense uithaal. Sagtebal, weer eens, baie opwindend en interessant en lekker om op te hou. Kom ons kyk vinnig na stand van sake op die oomblik in die ligas, veral hier in Pretoria. Nou by die hoërskole is daar 'n span op die oomblik wat groot amok maak en dit is Homespan. Homespan het begin aanvanklik vir kinders wat tuisonderrig, skoolonderrig kry. Maar ek weet ook daar's heelwat kinders wat nou by Homespan speel omdat hulle skool waarin hulle is nie meer sagtebal dalk het nie. Of hulle ouers het sagtebal gespeel en hulle wil graag ekstra blootstelling daarin gee en dit is 'n lekker, want dit is 'n baie lekker gesinsaktiwiteit ook. So Homespan is besig om groot skade te maak en gesoute sagtebal skole soos Hoërskool Oosmoed, Hoërskool Swartkop en Afrikaans Oormeisieskool lekker te laat baan staan. En so sake tans staan is Homespan voor in die onder 14 liga. So daar's onder 14 en onder 8, daar's onder 14, onder 15, onder 16, onder 19 liga, maar daar's ook 'n A-span liga en 'n B-span liga. Baie van die skole het slegs 1 span per ouderdom en hulle val dan nou meestal in die B-liga, waar die A-liga skole 'n A en 'n B-span en selfs 'n C-span het. 'n Skool soos byvoorbeeld Meisies Hoër en het 'n C-span wat dan baie keer 'n vriendskaplike wedstryde sal speel. So die A-spanne in hulle liga, dis nou waar Homespan op hierdie stadium voorloop in die by die onder 14s, as ook by die onder 15s. Hoewel, na die afgelope naweekse wedstryde waar Oosmoed vir Wonderboom behoorlik laat les opsê het, vermoed ek, sodra ons die nuwe punte leer kry, dat Oosmoed se onder 15s nou eers lê en Homespan tweede. By die onder 16s lê Oosmoed, Hoërskool Oosmoed se onder 16 A's eerste en Affies tweede, en by die onder 19s lê Affies eerste en Oosmoed tweede. Nou, na die afgelope naweek het Afrikaans Oormeisieskool of Affies dan nou se B-spanne al Eldorynse A-spanne gewen. So in die B-span liga
behoort die taalbord ook 'n bietjie anderster te lyk. Na verlede week waar Hoërskool Hartbeespoort se onder 14 spoor geloop het, die Hoërskool Wilger se onder 15 spoor geloop het, Midstream College se onder 16 spoor geloop het en Wagbos se eerste span voorgeloop het. So ons sal nou sien, sodra daardie punte opgedateer is, sal ons 'n bietjie kan sien wie lê eerste, tweede, derde en vierde, want in die A-liga is dit die eerste 4 spanne wat na die uitspele toe gaan. So daar's nog baie op die spel om te voor te speel. Baie van hierdie skole, soos ek gesê het dan nou C-spanne wat kompeteer teen ander kleiner skole se A-spanne of selfs se B-spanne. En net so 'n laaste opmerking oor sagtebal, waar ons ander nasionale spanne meestal dan 'n Proteas genoem word, ons weet met die rugby is dit nou natuurlik Springbokke, is dit die All-Stars, hulle word die All-Stars genoem, en hierdie spanne word dan nou gewoonlik hier einde November aangekondig. Nou hierdie jaar toer die All-Stars na Praag. Nou hierdie dogters is al einde verlede jaar aangekondig, omdat die sagtebalseisoen so omwerk, en hulle kan nou nie meer wag om dan nou begin Oktober Praag toe te vlieg nie, so ons hou hulle duim vas vir al die wedstryde wat hulle daar gaan speel, dat hulle baie gaan leer, al daardie kennis gaan terugbring, ja, en dat hulle goed sal vaar, net daar so in Praag. So dit is vir julle in 'n neutedop oor sagtebal. Ek sal 'n bietjie later die inligting ook op die skerm sit, oor waar kan julle nog verder gaan oplees oor sagtebal. Aanplak Sports Akademie, is 'n baie oulike Facebook bladsy, sou julle meer inligting oor sagtebal wil hê. En dan, sommer net so voordat ons klaar maak, ietsie interessants. Olifantsokker, wie van julle het al van olifantsokker gehoor? So in hierdie sportsoort sit die deelnemers op olifante se rug en stuur hulle om 'n sokkerbal met hulle pote rond te skop. Die bal is groter as gewone sokkerballe en die spel word in lande soos Thailand, Indië en Nepal gespeel. Nou, ek weet nie of ek werklik olifante wil saamnooi om te kom speel nie. Na afloop van die wintervakansie in die Wildtuin het ek genoeg olifante gesien, maar duidelik is niks onmoontlik nie. En op daardie noot hoop ek julle by die huis het net so lekker saam gespeel. Totdat ons volgende week gesels, is dit die eindvlekkie wat blaas.